Ai, goeienaand die mense. Hierdie is nou eintlik, dat ek eers kyk, is nou so 7:15 in die aand, die 3de April 2025, dis donderdag aand, nee. Nou, ek rook 'n sigaretjie, ja, nee, ek doen. Ek is nie sonder sondes nie. Ek het sondes. So, terwyl ek op die aarde is, nee, sal ek my 'n plesiertjie van 'n sigaretjie en 'n biertjie sal ek geniet, nee. Maar hier is nou oor daai video wat ek vir Deborah gemaak het, Deborah de Rigter, sy moet maar luister hierna, nee, want dit is eintlik vir haar, nee. En dis soos wat ek in die vorige video gesê het, nee. As julle die kommentaar daar gaan lees, en ek weet nie, die mense wat kop het, sal verstaan dat sy besig is om in die verkeerde rigting in te toffie, nee. Want, ek weet nie, dit is teenstrydig met my, sy maak nie saak wat sy antwoord ek vir haar gee, nie, dis hoekom ek haar video geplaas het, nee, sy wil my aanval, weet maar, dit pla my nie, sy kan maar sê wat sy wil, nee. Kyk, ek kyk na haar video's ook, nee, en ek vat het maar met so klein knippie sout, nee, as jy het so wil stel, nee. Maar nou, sy, ek weet nie, hoe moet reg, kom ek stel so, sy besef nie, dat daar nie onderskeid is tussen Yahweh, die Vader, skepper van alles nie, Yeshua, die Seun, die Here, wat Yahweh se Seun is nie. En ons het nog nie by daai ingekom van die Heilige Gees nie, nee. Kom ons hoop maar nou nie, ons kom daarby in nie, nee. Maar alles wat ek hier op my video sit, nee. Soos ek sê, nee, ek sal nie my gesig en my sondes hier voor julle sit, nee, as ek nie eerlik met julle is nie. Ek is dood eerlik, nee, en ek dink dis miskien dalk daai bietjie eerlikheid van my, wat aan 'n gat krap of iets, ek weet nie. Maar nou nee, kyk, ek het nou gaan soek vir die ding, nee. Ek het hom weggebere, ek het hom gelees. Maar is dit 'n 2 maandelikse, kan my sê, lesersbriefie, wat na my toegestuur word, nee. En ek bestudeer die ding nogal baie redelik krities, moet dan weet, want ek weet wat aangaan in die wêreld, en ek weet daar is mense wat jou gaan wil mislei of verlei. So, ek lees 'n stukkie uit die wêreld van môre af, né? Wêreld van môre, dit is 'n nuusbriefie wat na my toe gestuur word. Ek kan hom gaan soek, ek het hom gekry. Né? Dis wat julle ook moet doen, dis waarvoor die woorde is. En dit gaan oor, nou ek gebruik dit nie, ek hoop ek het toestemming van die mense wat vir my die pamfletjie stuur, van wêreld van môre, nee, alle kopieregte is na julle toe, nee, dit wat ek gaan lees, nee, hoop ek help mense, dit help die mense om die waarheid te sien, nee. So, die stukkie wat ek lees, is nie my woorde nie, ek het dit baie krities geondersoek, en gaan kyk na dit, nee, en dit maak, vir my groot breins, maak dit logies sin, dit is waaroor die woord is, Yahweh is die woord, dis waaroor die Seun, Yeshua, die Seun van God is.
En soos ek sê, ek sal dit nie hier aanhaal nie, ek hang al aan uit hierdie pamfletjie uit, die kopieregte en goed behoort aan die mense wat die pamfletjie, die tydskrifie, die vir my gestuur het, dit behoort aan hulle, nie aan my nie. So ek wil dit net uit die weg uitry, want dit vat al klaar weer te lank, nee. Nou, die vraag is, behoort ons tot God die Vader of tot Jesus Christus te bid? Nee, dis die vraag. Behoort ons tot God die Vader of tot Jesus Christus te bid? Nee. So, ek weet, hierdie video gaan lang wees. Hierdie is nogal 'n redelike lang geskrywe stukkie, wat geskrywe sien, nee. So, die vraag is, na wie toe moet ons bid? Nee, met die kennis en wysheid wat ek uit my woord, die Bybel uitkry, wat die ware woord van Jahwe is, die drie-enige God, wat Vader, Seun en die Heilige Gees is, nee, stem ek saam met die stukkie. Die vraag is, Jesus se dood en opstanding het die sluier gelig tussen die mens en God die Vader. Dis in Matteus 27 vers 51. Dis in 2 Korintiërs 3 vers 14 tot 16. So die mense van ouds het slegs die God van die Ou Testament geken. En die God van die Ou Testament, hy is nou geopenbaar as Jesus Christus. Dit staan in 1 Korintiërs 10 vers 4. Nee? Julle moet maar vir julle kry 'n pen en 'n potlood, 'n stuk papier, nee? Skryf die teksverse wat ek aanhaal nie, ek sal so ver as moontlik probeer nie tongknoper insit nie, maar skryf die teksverse neer, nee? As jy 'n teksvers gekry het nie, rewind so 'n paar sekondes nie. So ek sê weer, die mense van ouds het slegs die God van die Ou Testament geken. En hy is nou geopenbaar as Jesus Christus. 1 Korintiërs 10 vers 4. En anders as hulle, het ons nou direkte kontak met die Vader. Waarom is dit nodig dat ons tot Jesus bid? Trouwens, is dit nodig dat ons enigsins tot Christus bid, aangesien hy gekom het om die Vader te openbaar. Dis in Matteus 11 vers 27 en Johannes 14 vers 7. So hier is die antwoord. Soos ek sê, dis nie my woorde nie, dis wat ek uit hierdie wêreld van môre 2 maandelikse boekie uitlees, nee, ek het gaan soek vir hom. Die antwoord is, dit is verbasend om te besef, hoeveel mense in die hoofstroom Christendom, nee, God die Vader, amper heeltemal ignoreer in hulle gebede. Dis ironies, aangesien Christus self in sy modelgebed, nee, sy volgende geleer het om hulle gebede te begin met die volgende woorde. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Dis Matteus 6 vers 9. Jesus Christus het Christene persoonlik geleer om hulle gebede tot God die Vader te rig. So Deborah, daar is jou antwoord. Rig jou gebede na jou Skepper toe. Ons Vader wat in die hemel is. Daar is jou antwoord. Nie my kom stry in kommentare nie.
So Jesus Christus het ons persoonlik geleer om ons gebede na ons almagtige Skepper Vader te rig, wie se naam Yahweh is. Yod-Heh-Wav-Heh, Yahweh. Nee? Of Yahuwah, is die ander naam. God. Christus, as die woordvoerder van God, het van ewigheid af saam met God die Vader bestaan. Dis Johannes 1, vers 1 tot 4. En nogtans het hy respek betoon teenoor sy hemelse Vader. In ooreenstemming met sy Vader se wil, het hy gekies om vlees te word. Dis Johannes 1, vers 14 tot 15. Hy het homself as die dienaar van sy Vader beskou, en hy het op geen manier probeer om die aandag van God, die Vader, weg te lei nie. Hy het homself inderdaad as ondergeskikte aan God die Vader beskou, en vir sy disippels gesê, in Johannes 14 vers 28, omdat my Vader groter is as ek. So Jesus het homself nooit teen sy Vader se wil verset nie. Met die wete dat hy binnekort gekruisig sou word nie, het Christus tot sy Vader Jahweh gebid, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Staan Lukas 22 vers 42. So Jesus was inderdaad een in gedagte, gesindheid en doel met ons hemelse Vader. Dit staan in Johannes 10 vers 22 tot 39. Nee. So ons behoort dus Christus se woorde en sy voorbeeld te volg en ons gebede hoofsaaklik tot God die Vader, die skepper van alles, te rig. Dis waartoe ons gebede moet gaan, want dis ons se Vader wat in die hemele is. So ons gebede moet tot ons skepper gerig word. Ons behoort dus Christus se woorde en voorbeeld te volg en ons gebede hoofsaaklik tot God die Vader te rig. Wanneer ons egter tot die Vader bid, moet ons nooit vergeet dat ons dit net kan doen deur die gesag van sy geliefde Seun, Jesus Christus. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Dit staan in Kolossense 3 vers 17. So ons moet gehoorsaam wees aan wat Christus onderrig het. Christus is intiem verbind met sy Vader. Die apostel Paulus het gehoop dat ons harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle sekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God, die Vader van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Staan in Kolossense 2, vers 2 tot 3. God die Vader wil nie hê dat dit aan ons 'n liefdevolle, persoonlike verhouding
met sy geliefde seun sal ontbreek nie. Dis in Matteus 17 vers 5. Die skrif gee vir ons die voorbeeld van die diaken Stefanus, die eerste geval van 'n martelaar wat na Christus se opstanding aangeteken is. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here, Jesus, ontvang my gees. Het staan in Handelinge 7 vers 59. Selfs aan die einde van sy lewe, terwyl mense besig was om hom te stenig, omdat hy onbeskroomd gepreek het Stefanus nie tot God die Vader geroep nie, maar tot Jesus Christus, sy verlosser. Want Stefanus het geweet dat hy 'n innige verhouding met God die Vader as ook met Jesus Christus gehad het. Jesus aanvaar aanbidding. Dit wil sê die eerbied van mense wat tot hom gerig word. Na sy opstanding het hy aan die disippels verskyn. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Dis Matteus 28 vers 9. Na sy opstanding en hemelvaart sit die verheerlike Jesus Christus aan die regterhand van God, die Vader. Oor na sy opstanding en opneming sit Jesus Christus, die Seun van God, aan die regterhand van God, die Vader. Dit staan in Hebreërs 10 vers 12 en in 1 Petrus 3 vers 21 tot 22. In sy hoedanigheid as hoëpriester en middelaar tree Jesus voortdurend in vir ons, sy disippels. 1 Timoteus 2 vers 5, Hebreërs 7 vers 25 tot 26. Soos ek sê, ek is baie krities oor 'n ding, voor ek dit hier opsit hou, ek soek dit. So as ons Skepper en ons Verlosser, is hy waardig om aanbid te word en om ons gebede te ontvang. Indien ons 'n verhouding met Christus het, sal ons hom gehoorsaam en tot God die Vader bid. Maar ons sal nooit vergeet dat ons 'n verhouding met Christus het, wat ons toelaat om die Vader te ken nie. Oor dit is daai, jy moet weet wie jou verlosser is. Dis deur sy verlossingsdaad deur om in die vlees gekruisig te word vir alle mense se sonde, Moet ons hom nie ontken nie, ons moet weet dat hy die middelaar is tussen ons en die Vader. Hy is die weg en die waarheid en die lig, tussen ons en God, So jy moet verstaan, heel in die begin van die skepping, Ja, God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees was een. Hulle was die Woord en die Woord was God gewees, En God het alles geskape en dit was goed. En hy het die man geskape, uit die stof van die aarde uit. Dis hoekom daar vir jou gesê word op jou begrafnis. Dit staan in Genesis ook. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En uit Adam, die mens, die vlees, is Eva geskape om 'n hulp te wees, 'n gelyke te wees aan Adam. Maar die Here weet
God weet dat 'n man nie vir 'n vrou kan luister nie. Jy mag nie vir 'n vrou luister nie, want die vlees is swak. Toe Adam van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het die Here nie vir Adam gevra, waarom het jy van die boom geëet nie? Hy het gevra, waarom het jy na jou vrou geluister? Maar jy moet daai besef hê. En Deborah, maak notas, gaan lees jou woord, die Bybel. Miskien sal jy verstaan, ek gaan nie verder met jou stry en beklei nie. Jy sê, ek gee nie eer aan Jesus nie. Ek hoef nie eer te gee aan Jesus nie, want Jesus en die Vader is een, hulle is een. So ek bid tot Jahwe, my God, onse Vader. Ek weet wat sy erkenning my verlosser ook nodig het. Ek weet dat hy die bemiddelaar is tussen my en my Vader. Slegs deur Jesus Christus kan ek die hand van my Skepper, Jahwe, weer vashou. Om seker te maak dat my siel by hom kan uitkom. En deur vir mense dit te vertel, hoop ek hulle sal ook verstaan dat jy Jesus nodig het om by jou Vader uit te kom en dat Jesus en die Vader dieselfde is. Dis hoe gesê het. Gaan kyk jy Ou Testament. Hier is die Bybel. Ou Testament, Nuwe Testament. Nuwe Testament, daar. Nuwe Testament, Ou Testament. Die Ou Testament is Jahwe. Nuwe Testament is waar Christus gekom het. Ek skei nie die twee van mekaar af nie, soos ek gesê het. Vir my is dit een boek. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een. Ek hoop jy verstaan dit, Deborah. Maar asseblief, hou op, aantoffie in 'n verkeerde rigting. Vir die mense wat die boodskap geniet, like die video. Die wat nie saamstem nie, klik af. Maar gaan doen jou navorsing, gaan lees jou woord en verstaan. God het jou lief. God is liefde. God is 'n God van liefde. Al vervloek hy ons. Net deur die Seun wat hy gestuur het, kan ons verlos word. Die lig, die weg en die waarheid. Geseënde dag vir julle mense. Vrede.